Alright, so hulle sê daar's net een triek en dis elektriek. En deesdae is diesel nogal 'n groot probleem, maar nie vir die manne nie. Jy ry eers 93 in hierdie pragtige werkswinkel hier agter nou nie. So, ons is hier by Etex se fabriek hier net buite Leidenburg en ons gaan 'n bietjie met Bernard praat oor wat is die proses wat in hierdie Etex ingaan, wat hulle anders maak en wat hulle op die einde van die dag net daai stappie hoor sit as die kompetisie in die mark. Kom ons gaan luister 'n bietjie in. Hallo Bernard, hoe gaan dit met jou? Alles goed met jou, Albert? Nee, kyk, ons kan nie kla nie. Mooi man. Reën is daarom op pad. So Ja, is mooi. Ek sien hierso, dis nou ons fabriek, maar kyk hoe mooi hier loop die milies net hier onder. Ons is self van die plaas af hierso, so ons verstaan die mark ook wat goed is. Ja, en elke werkswinkel fabriek is begin by die hart wat nou hier Dis agter is. dit. En dit is nou jou boilermakers en hulle Boilermaking shop en die verf, weet ons die verwery doen. Dis nou die kombuis hierso van die huis. Dis altyd die mooiste nie, maar dis waar die hartjie is. Dis waar die goed gebeur voordat hy nou mooi raak daai kant toe. En ek gaan nou vir jou vra, daar's so 'n hele konsepsie van julle laai hierdie goed uit van 'n container af, vat 'n paar spanners en sit hulle aan mekaar. Hoekom het julle dan 'n boilermakerstasie nodig? Albert, as ek sê ons is self van die plaas af, ons weet waar die produk moet gaan loop. En ongelukkig daar is 'n paar veranderinge. Ons moet 'n bietjie Afrikanisering wat ons moet doen op die produk voordat hy nou hier uitgaan en na die kliënte toe gaan. So dis wat ons hier begin doen. So julle sit bietjie dikker stale op. Julle het ook daai ander conversions en goeders wat julle opsit soos die dakkies en die sonpanele en al daai rame, alles word binne Hy word hier gebou. So enige custom werkies van 'n bankie wat 'n ou wil hê of sy sonpaneel of ons doen alles hier in huis. So's lekker naby. Daar's niks outsourcing hier nie. So dit's bietjie vinniger ook. Jy hoef nie so lank te wag nie. En daai was ietsie wat jy kon stap so hier na die eintlike hartjie toe terwyl jy nou hierdie volgende vraagie van antwoord is custom. Ja. Julle fokus nogal ook op die custom. Julle het hierdie pamflette van die goeders wat hulle bied, maar iemand kan julle toe kom en sê, hoorie maar ek sou graag dit of dit wil hê. En julle gaan saam met die kliënte stap. Gee ons die geleentheid want ons doen dit by 'n huis en ek dink dis makliker vir ons dan en dan kon ons 'n paar klein veranderinge doen vir die kliënt op die produk. Kliënte like dit ook natuurlik, dit help. Maar kom ons gaan 'n bietjie daar na die produksielyn se kant toe. 100. So, vertel my 'n bietjie van Etex en wanneer het julle begin en wat het vir die idee gegee om hier op die plaas te begin? Albert, so 5,5 jaar terug, ons kom uit die mynbou uit en net so 'n bietjie 'n skuif gesien in die mark en ons doen altyd nuwe tegnologie, ons hou van dit, 'n bietjie iets anders en gaan kyk na elektries. Kyk, elektries 5 jaar terug was nou glad nie populêr geweest nie. Maar natuurlik met COVID het al die dieselpryse deur die dak geklim en toe raak die geleentheid al hoe groter in die mark om te sê hoor ons soek opsies in elektriese tegnologie. En daai tyd ook nie goed nie, maar hy het al so verbeter die laaste 5,5 jaar waar ons nou sit met 'n ongelooflike produk. So ons het nou gegaan van waar die staal geswys en gebuig en te kere gaan word waar dit geverf en nou soos hier by die fisiese aan mekaar hier in die produksielyn. So voordat ons nou verder gaan, hoekom staan hierdie goed hier so in 'n ry hierso? Hier is nou maar ons final check, so ons quality control loop nou hier af. Dan vat die manne elkeen en hulle gaan alles deur, hulle werk van lekker lysie af. Alle klein detailtjie word nou hier gecheck. Hier's 'n man daar, ons hooftegnikus, so hy gaan nou deur. Hy maak nou seker al die boutjies is reg, al die konneksies is reg, draaiers mooi. Dis hy. Alles word getoets. Hy word dan hier uitgery en briek getrek en teruggekom en maak seker die batterye is volgelaai van hier af op 'n trailer. Ja, en ek het gister gesien julle het so 'n halwe obstacle course wat julle om deur sit om seker te maak dat hy werk. Plaas ons ry hom maar by die dam oor en op en af en maak seker hy kan die terrein hanteer, jy weet. Dis maar. En ek is nou graag baie nuuskierig want ek het ook hierdie konsepsie gehad van hierdie goed kom basies uit van 'n container af en julle vat 'n paar ratchet spanners en sit dit aan mekaar. Maar hierso lê nou juis een wat nou lees hoe hy basies hier aankom. Ja, hy kom hierso in 'n redelike klomp parte aan. So ons moet nog ons kop hou wat hier aangaan, maar ons doen dit al darm lank genoeg. En dan kan ons nou natuurlik die voordeel wat ons het as hy so aankom, goed soos die verfgehalte kan ons beheer. Die bushes wat ons dadelik uithaal en lokaal laat maak, is lekker polyurethane bushes. Beringkies wat ons verander. Dit bly 'n Chinese produk, maar ons Afrikaniseer hom so goed en hy kom in parte in, so is baie makliker om dit te doen. So ons hou van dit so. So sê nou maar, jy weet nou hierdie ding gaan nou Sandveld toe. As jy sê okay, right, so hierdie ding gaan bietjie meer sand vreet, so jy met 'n sterker beringkie in hom insit. Daai verstaan modder, plaatjies oor die motor, sulke goedjies, elke applikasie, ja. En dan hier agter is ook nou, jy het jy's gepraat van die custom. Vertel my 'n bietjie, wat het julle nou, want hierdie is mos nou 'n Apex wat julle nou half besig is om te convert vir 'n kliënt. Ja, hierso in hierdie is 'n Lenai karretjie gewees, 'n side by side. Hy's omtrent 15 jaar oud. Hy het hier ingekom, het enjinetjie is klaar gewees. Hy het nou sy jare gewerk op die plaas. Checkie diff. So ja, nuwe lyk soos 'n Toyota Diveranus, maar 'n redelike ding. En dan vat ons hom en ons maak hom nuut. Jy kan sommer sien, die spreiwerk word oorgedoen en al die roes word afgehaal. Nuwe beerings in, nuwe brieke in en ons maak hom nou vol elektries. Lekker lithium battery na gat hy. En dan buite nou die fabrikasie en seker maak dat hy Afrika se toestande kan hanteer.
Ek weet uit my geskiedenis uit enigiets wat beweeg, slyp. Dis hy. Parte, As hy rond is in 'n rol gaan hy iewers te moet breek. en beskikbaarheid van parte. Ja. En as ek reg het, julle het nog 'n klein huisie vol parte hier 'n agter. redelike storie, ja. Vir net vir 5 produkte is dit 'n redelike klomp parte. Gaan ons Maar bietjie gaan kom kyk ons, dan. Kom ons gaan wys ook vir julle hoe gaan hy aan. Net vir kykers ook so verduidelik, hier's nou 8 assembly bays hierso en daar's 2 manne op 'n by en dan kom hy nou van hier af van die verf af in, word in mekaar gesit, gaan hierso op die quality control, check hom, gaan uit lekker So vinnige daar's proses. basies elke by is 'n karretjie wat deur 2 manne in gebou word. Dis hy, Daar wat gaan hy- toe Tiaan besig om seker te maak alles loop mooi. Ek sê gou vir teen ook vir daai teen, moet bietjie nader staan. En net vir julle 'n bietjie wys hierso. Hier's nou 'n lekker voorbeeld ook van ons sonpaneeldakke wat ons ook natuurlik en ook net klein detail, verf dis 'n karverf hierdie, weet jy, soos 'n epoxy verf, is nie 'n QD Hoor, quick dit dry. is nie soos 'n powdercoat nie, hy's redelik amper half in. Ja, die nee, metaal in. is 'n ordentlike verf wat ons gebruik en die ding staan heelwag in die son. So dis belangrik om sekere klein detailtjies ook net reg te kry. En dit is nou weer op daai klein conversities, daai extras, die Net dit wat so. die op die einde van die dag dit vir die kyker moet Net so daai klein details. Ons Afrika is on brand. Ons verstaan hom, hy brand ordentlik. So ek sien daar's 'n A en daar's 'n D, maar ek raai dit moet eintlik B wees. Nee, Stoor A en stoor hier's B. 5 store hierso. Hulle is nou hier weggesteek. A, B, C, D en hier's 'n paar. So Kom ons gaan 'n bietjie ek in. gaan 'n bietjie vir Tiaan ook oorgee hierso dat hy bietjie vir ons verduidelik op sy parte. Goeie genigtig. Mense sal nie dink hy's so groot as 'n mens om so kyk van buite af hè. Maar En hier baie is voertuie in die veld. Ons moet reg wees vir alles. Hallo Tiaan, hoe gaan dit met jou? Dankie met jou, man. Ja, maar julle is sommer hier skelm hier agter Ja, my. nee. Riley Mike vanaf. So, kom ons praat 'n bietjie oor parte en beskikbaarheid van parte. En ons het nou vandag ons is ook by 'n klomp boere gewees en julle verstaan die nood van as 'n leafspring gaan, jy moet hom vervang. As 'n ignition of ietsie lekker werkie, hy kan nie daai ding laat stil staan nie want dit is basies sy werknemer Ja. se bakkie. So, verduidelik vir my 'n bietjie, hoe lyk die lead tyd op julle parte? Wat is hier beskikbaar? Nou, ek hoef nie te worry oor beskikbaarheid van parte. Ja, so op die nie, einde van die dag kan enige ou 'n produk verkoop, maar dit gaan oor jou naverkoopdiens en jou parte. So soos julle kan sien, ons het alle parte hier binnekant, van jou seat tot jou bering in die agterwiel. So daar's alles. En omdat ons alles binne in voorraad hou, is daar feitelik geen lead time en dit is 'n kwessie van jy maak 'n kwotasie, die kliënt betaal jou en daai selfde dag of die volgende môre is hy op pad dan na jou toe. En dan 'n ander belangrike ding in hierdie industrie is jy, soos weet nou, kom ons vat net hoe ver julle gekom het in die laaste 5 jaar. Wat is die goed wat vir julle uitstaan in terme van wat julle verbeter het op julle karretjie oor die laaste 5 jaar? As jy nou vat, kom ons vat nou maar die quad bakkie Ja. of die normale bakkietjie wat julle het. Verduidelik vir my bietjie, waar was hy toe en waar is julle met hoe tevrede hy nou is? Klein goedjies soos die tyres wat julle baie hard aan gewerk het om te vervang met die punctures. Verduidelik vir my 'n bietjie van die proses van waar hy alle was woorde, en waar hy nou is. Daar's baie goed wat ons verander het, van bande, bearings, jou hele voorste suspensiestelsel. So ons hou van kliënte terugvoer. So daai kliënte wat nou al jare met die goed binne in die veld loop, na jaar 2 dan sien jy raai daar's nou 'n sekere part en waarmee ons nie gelukkig is, dan kom jy agter raai daar's plek vir verbetering. So dan vat ons daai data en dan gaan doen ons verbeteringe op ons voertuie van bakwerk, dikker materiale, ander pushes, boepie suspensie, panebering suppliers, brieke, Klein goedjies, ook so 'n klein bietjie goed. stainless Daai steel klein goed- inwerk agter op die Presies, so agter op jou laaibak is daar nou 'n capping bo, want al die ouens laai nou hulle droppers en goed op einde van die dag dan buig hulle die agter op die laaibak. Maar dis al daai detail wat die kliënt sommer nie met die oog af raak sien nie. Maar op einde van die dag maak dit 'n groot verskil. 'n ander ding wat ek bietjie vergeet het om aan te praat is dis 'n baie maklike ding om te verstaan. Dit is nie nodig dat daar 'n tegnikus na my moet uitkom. beslis. Ek kan net die parte order. Hy sal binne die tyd wat hy kom, sal hy daar aankom en ek kan eintlik maar self die goedjies verander soos wat ek aangaan. Dit is nie nodig dat 'n in-diepte tegnikus behalwe as dit nou 'n Nee. groot probleem is. Soos as ons gou 'n bietjie gaan kyk na hierso is Ons mos gaan nou 'n vir jou nou kliënt gou wat daar een wys. ingebring het. Ja, dit is 'n bietjie 'n ongeluk. Dis 'n was. maklike konsep. Daarna sê ek altyd ou het nie matriek nodig om te werk aan hierdie voertuie nie. So jy het basies jou motor, jou battery, en jou throttle en 'n controller. So alles is plug and play. Jy het 'n basiese gereedskapstoolbox nodig. So die enigste triek is eintlik maar dis elektriek. Daar's nie triks om die parte te vervang nie. Nee. Dis heel maklik. Daar's baie min komponente. Ons het lekker testbench opgesit hier binne in ons werkswinkel. So as die kliënte probleme het of verstaan nie die produk of dit meganiese agtergrond nie. Daar's video's. Ons bel hom, ons klim op gou 'n klein video call daar en dan wys ons gou vir hulle hoe maak ons hom. Okay, maar ek wil nie net hoor van die testbench nie. Ek wil fisies gaan kyk Kom hoe ons gaan lyk wys die jou. storie. So ek gaan vir julle hier wys. Hierso is ons testbench. So jy kan nou hier van 'n charger kom toets. So
as ek hom gaan skakel daar is jou lig, so daar kan jy net jou ligskakelaars toets of jou motor, daar hardloop hy stadige spoed of vinnige spoed vorentoe of reverse. So as 'n kliënt 'n probleem het en hy sê vir my 'n rot het in die harnas ingeklim, by sit hier met hierdie kleurdrade, dan klim ek op my foon, gou op WhatsApp, dan kan ek nou vir almal nou mooi wys, daar's jou kleurdrade, toets vir my hier en daar. Mens kan die hele voertuig fault find deur middel van 'n multimeter en dit gaan nie langer vat pas 5 minute nie. En dan die belangrikste deel van eintlik maar hele konsep is batterye. Ons batterye. So die hele besigheid ontstaan rondom batterye. So en op 'n of ander dag moet 'n ou 'n goeie gehalte battery kan lewer. So hierso is ons lokaal vervaardigde lithium batterye. Daar's nie meer maintenance nie, hy's ligter. Daar's nie passage en so aan nie. En op 'n of ander dag hy herlaai ook baie vinniger vir die ouens wat so 'n bietjie wil verder ry. So jy kan sommer sien, hierso is ons bokse. Alles word lokaal vervaardig en ons het al die nodige masjiene om te kan toetse doen. So hy kan tot en met 'n 100 amp load sit op ons battery pas. So dit is nie net dat julle hom deur die passe sit, julle sit hom deur die passe. Ons sit hom ordentlik deur die passe. Hallo, so gelukkig 'n bietjie vir julle wys hoe load test ons lithium batterye en nou lekker lawaai. Jy sien maar sien op die skerm. Hy trek amper teen 100 amp. Right, so daar het julle dit. Op die ouene van die dag, Bernard het baie daaraan geraak en dis Afrikanisasie. Europese produkte sukkel om te funksioneer in Suid-Afrika as gevolg van die toestande. En soos julle al van Tiaan af gehoor het, hier's genoeg parte. Juis as gevolg van Afrika weet ons enige meganiese ding het maar slytasie, maar jy hoef nie te worry oor aftyd nie. Hulle stap die pad saam jou. So, as jy 'n bietjie meer wil uitvind van E-Tech, wat hulle vir jou kan bied en hoe hulle jou kan help op jou plaas, kontak hulle. Hulle sit jou in kontak met die naaste verskaffer en so gaan die pad dan vorentoe. Dis Farm Spice oor en uit.